Daar sy, prys die Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand weer saam met julle te kuier, donderdag aand, die 5de Februarie, wat 'n voorreg. Dankie vir elke een wat so getrou ons live video share, die boodskap wat gebring word, ekskuus, ek moet net hierdie lig mooi reg kry, en dankie ook aan elke een wat die evangelie verkondig. Ons kry ongelooflike baie goeie lekker navraag, mense wat baie ernstig is, en dis hoekom ek vanaand weer 'n wonderlike boodskap wil deel, om bietjie te gesels of te praat oor hoe leef ons wakker in tye soos hierdie. Goeienaand Wendy, so sien net gou so 'n bietjie kans vir almal om op te staan, om op te klim, seker maar om op te staan ook, vir die wat so vinnig 'n middagslaapie gevat het. Ja, ons gaan 'n bietjie lees vanaand uit die boek van Titus. Daar uit Titus hoofstuk 2, so as julle saam met ons net kan inskakel, oorskakel. Hallo Tenas, hoe gaan dit daar by julle vanaand? Lekker man, good evening to all the English speaking people. Lekker om op te wees vanaand, dankie julle, dankie vir die share van die boodskap, dankie net vir almal wat net like al, praat jy ook hier saam met my, jy is baie welkom om 'n vraag te vra, ons kyk maar hoe kan ons mense help. Ons gaan nog so klein bietjie kans hê, ek het so vinnig bietjie opgeklim vandag, so ons gaan 'n bietjie lekker saam gesels, lekker in die teenwoordigheid van die Here, so ja, ek dink dit is nogal great om op te wees. Ek wil net gou hierdie syne sien, hy wys my slow connection. Ek dink, hallo Letitia, hoe gaan dit daar by jou kant? So, ja man, ek dink is lekker om, daar is ek weer terug. Kom ons kyk maar, kom ons gaan aan. Ek dink mense gaan nou lekker opklim. So ja, ons gaan vanaand lekker oopmaak en ons dankie Here vir hierdie wonderlike dag, dankie vir sy genade. Dankie weer vanaand dat hy met ons praat deur die woord. Ag man, dit beteken maar net baie. Nou as ons kyk ook na die opskrif vanaand, dan sê hy die reddende genade het aan almal verskyn, wat dit beteken. So ja, ek gaan nou vanaand so 'n bietjie iets aangaan oor dit, maar hoe leef ons in tye soos hierdie? En ek dank die Here dat hy ons regtig vashou in tye soos hierdie om deur dit te gaan. Maar wat beteken dit om in gereedheid te leef? En hier gaan Paulus vir ons 'n baie gedeelte skryf. En wat beteken dit? Eerstens wil ek net vanaand vir jou sê, dis nie om in vrees te lewe nie. OK, baie mense lewe in vrees in tye soos hierdie, maar wat baie belangrik is om wakker te wees, om waaksaam te wees, om getrou te leef. En ek gaan nou vir jou 'n bietjie uitbrei oor hierdie, en ons tweede gedeelte ooreenstemmend met dit is uit Amos 4 vers 12, so ons gaan vanaand lees uit Titus 2, vanaf vers 11 tot 13, so ek gaan vir ons gou lees, en dan gaan ons 'n bietjie oor dit gesels, en hier skryf Paulus, hy sê, want die reddende genade, goeienaand Annie, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, hoor gou mooi, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Hoor wat sê hy daar? En leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Ek het vandag 'n baie interessante gesprek gehad, 'n baie lang gesprek met iemand juis rondom hierdie. Goeienaand Johanita, Katie, goeienaand, oor hierdie hele situasie as kind van die Here. Wat beteken dit om regverdigheid, nie selfregverdigheid nie, wat beteken dit om in regverdigheid te leef? So kom ons kyk gou. En dan sê hy daar, terwyl ons die salige hoop, vers 13, en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos. Goed, ek wil net hê ons moet weet vanaand dat ons moet in bewusheid leef om God se heiligheid en sy komende oordeel. Dit is baie belangrik te verstaan. Ek het eintlik vanaand gedink, moet ek 'n bietjie praat oor die oordeelsdag homself. Wat sê die Bybel? Miskien is dit 'n lering vir 'n ander tyd. Miskien gaan ek bietjie later oor dit gesels. Maar om te leef elke dag van ons lewe of ons voor God se aangesig staan. En dis baie belangrik. Hallo Getruida, hallo Maria, hier groet gou. Hallo Norman, hoe gaan dit? So ons moet leef asof ons elke dag voor God
se aangesig staan. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Wat doen die Bybel? Die Bybel bring ons in 'n verbintenis om 'n heilige lewenswandel te lewe, om 'n verwagting van met 'n verwagting van God se optrede teenoor ons, en dan natuurlik ook 'n verantwoordelikheid. Paulus skryf dit, dan ook 'n natuurlike verantwoordelikheid, en jy sê hy dit, want ek het nou Dinsdag aand gaan kyk, Dinsdag aand sinne gaan deel om, juis gepraat, want die reddende genade, ons is gered, omdat deur God se genade het daar vir ons redding plaasgevind. En hierdie is vir ons baie belangrik om dit te kan verstaan. Hierdie gereedheid van genade. Kom ek sê gou vir jou, wat skryf hy vir ons hierso? So wat is eintlik die kernboodskap vanaand? Wat leer Paulus ons hierso? Paulus leer dat God se genade natuurlik nie net red nie, maar ons ook opvoed. Hy gee ons hierdie opvoeding. Hy leer ons. Jy sien, want hier praat hy van baie belangrike dinge. Hy praat hierso van verloon, hy praat van ingetoe, hy praat van regverdigheid. En dan natuurlik ook in Timoteus en dan in hierdie gedeelte praat hy van godsvrug. Hoe om te lewe in die teenwoordige wêreld, om in hierdie tye van vandag te lewe. En naamlik die verskynsel van Jesus Christus, die wegraping kan enige oomblikke plaasvind in 'n tyd waarin ons is. Ons moet dit baie mooi verstaan. So genade red nie alleen nie. Ek het dit nou gehou vir vanaand, maar verander ook. So ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here het my gered, maar daar het nie 'n verandering plaasgevind nie. Ek is jaar in en jaar uit dieselfde. Ek ry jaar in en jaar uit dieselfde golf. Nee, genade is nie 'n lisensie om te sondig nie, mense. Daai is 'n verkeerde indruk. Dit goeienaand maak. Dit is iets. Hallo Tannie Ann, Wiekus, goeienaand. Ware genade lei tot 'n veranderende leefstyl. Daar moet 'n verandering plaasvind. Hoor wat sê, die kenmerke wat vir my baie uitstaan hierso is om te sê dat ons 'n wakker lewe moet lewe. Dit beteken dat ek en jy moet lewe, ons moet nugter wees. Goed. Ons moet selfbeheersend wees, geesbeheersend, selfbeheersend, 'n geestelike herder wees. Hoor mooi. Jy sien, want ons moet verstaan dat ons 'n lig moet wees vir die wêreld. Ons is nie 'n volmaakte spesie of 'n volmaakte geslag nie. Nee. Ons is net deur die reddende genade van die Here is ons daar om die evangelie te verkondig, maar om regverdig, reg teenoor ander mense op te tree. O, jene, ek wil vanaand 'n stelling maak. En ek wil dit vanaand grond op feite waar mense sit. Ek het tog nooit gedink dat 'n tyd waarin ons lewe soos hierdie, 'n tyd van so baie dinge wees, waar mense vasgevang is en hulle speel op die duiwelse speelgrond. En dan moet jy 'n besluit maak. Ek moet 'n besluit maak as ek napstebeer as die mens myself om my godsaligheid en my heiligheid te verseker, die ewigheidswaarde. En dan moet ek 'n besluit maak as 'n herder. Hoe ek optree as 'n herder. En dit is baie moeilik. Want as met 'n onderskeid gees moet 'n mens baie kere versigtig wees. Maar dan dink ek met myself, gaan ek goed doen om mense te behaag of moet ek goed doen om God te behaag? Natuurlik is die antwoord nou baie maklik, né? So godsvrug is om reg op te tree. Goeienaam Chris, is om reg op te tree teenoor ander mense en teenoor God. OK. Nou wanneer ons gaan kyk na Amos 4, ek gaan nie lank praat vanaand nie. Gereedheid teenoor die heilige God, daai is net so belangrik. Want hy sê vir ons in Amos 4 vers 5, daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Daai is een van die mooiste gedeeltes in die Ou Testament. Een van die warevolle, betekenisvolle preke ooit in my hele lewe wat ek gedoen het. Ek is baie lief vir daardie boek. Maar wanneer ons gaan kyk en ons sien daardie teks en ons gaan kyk na dit, maak jou klaar om jou God te ontmoet, dan sien ons die kernboodskap. Wat is die kernboodskap? Dan sien ons in daai gedeelte van Amos, jy kan hom eintlik gaan lees, maar vanaf vers 6 regdeur, dan sien ons herhalende waarskuwings. Maar tog, Here, moet ons nie die mense in die jaar 2026 waarsku nie, want dan oordeel jy, of jy veroordeel,
of ons maak mense maar net eintlik goed siek teenoor die Christendom. Maar weet jy wat, as ons gaan kyk, dan sien ons maar, weet jy, die God van die ou verbond en die God van die nuwe verbond het eintlik vir ons 'n saligmaker en 'n redder gebring deur sy seun Jesus Christus vir ons te gee. Maar daardie God het nog nooit verander nie. En dit is belangrik om hierdie herhalende waarskuwings te gee, net soos die reddende genadige boodskappe. En dit is belangrik om te sê en te sien dat 'n volk wat nie wou luister, wat gaan gebeur? En tog glo ek vandag nog steeds uit daardie kerngedeeltes en daardie waarskuwings dat dieselfde God met ons as 'n volk praat. Hy praat met ons as 'n kerk. Hy praat met ons nog steeds deur die natuur. Wonder jy hoekom? Hy praat van droogte, hy praat van hongersnood, hy praat van vernietiging. Ja, hierdie liefdevolle God, jene tog, en dan kyk jy na 'n pastoor, dan moet 'n pastoor tog net nie hard en reguit praat nie. Ag, kom net, en dan gaan jy net hierso jou huis kry. Luister, in ons kerk gaan jy die waarheid hoor, jy gaan vermaning hoor, jy gaan redding hoor, jy gaan bekering hoor, jy gaan Godsaligheid hoor, jy gaan hoor wat God se woord sê. Ek kies nie daarvan nie. Een van die moeilikste preke wat ek gedoen het, en een van die opwekkendste preke, was laas Sondag gewees, hoe om jou vyande lief te hê. Baie mense wil dit nie doen nie, en dit het net so gegaan. My telefoon het nooit opgehou daarna nie. Maar weet jy wat? God se tugtiging moet nooit in der ewigheid geïgnoreer word nie. Ek wil jou vanaand vra, en antwoord my, jy's welkom om jou komment te gee. Hoekom gaan dit in jou lewe dalk swaar? Wie's jy om dit te vra? Ek is Naps, kind van die Here wat die mag en die krag het om jou redding dalk te bevraagteken, om dalk vir jou iets te sê wat jy nie wil hoor nie, maar ek gaan dit vir jou sê. As jy sê jy's 'n kind van die Here, hoekom gaan dit dalk net so met jou swaar? Ek sê nie dit gaan net met jou swaar daaroor nie, maar hoor wat ek vra, hoekom? Jy sien, want die woord van die Here sê tog in die Nuwe Testament en in die Ou Testament, dat die toorn van die Here op jou is, tot jy 'n radikale verandering gemaak het en 'n bekering gemaak het. Dan sê die Here, dan sê hy, sal ek dit verwyder. En 'n skrif, man, 'n mens moet dit verstaan. Die erns van Amos 12, gaan lees dit, geliefdes, dis baie mooi. Dis nie 'n sagte uitnodiging nie, maar 'n ernstige waarskuwing. En ek wil dit vanaand vir jou sê. Dis nie net om te sê dat jy gaan brand in die hel nie. Nee, die Here sê, maar weet jy wat? Gaan gee jouself uit aan die wêreld en sy begeerlikhede, dan sal jy sien wat gaan gebeur. OK. Maar weet jy wat God sê? Hoor gou mooi. Wil jy dit nie vir my net skryf daar nie. Mense moet tog teruggaan in die komment gaan lees, hulle moet dit sien hierso. Weet jy wat sê God? God praat vanaand. Hierdie woord praat vanaand. Die Here praat. Ek is nou nie daar nie, maar kan ek gou na Amos toe blaai? Weet jy wat? Ek ken hom al uit my kop uit. Dit is vir my so mooi. Weet jy wat sê God? Skryf dit daarso. Hy sê daarso: jy gaan my ontmoet. Wees gereed. Maak jou gereed. Maak jou klaar om my te ontmoet. Of jy dit nou wil hoor of nie. Mag ek jou nou vra om hierdie boodskap te stuur? Tag die ongereddes, tag die rebelse mense in hierdie situasie. Tag die ongehoorsaames in vanaand. Jy is vanaand 'n instrument. En nie om volgens Galasiërs om mense te behaag nie, maar om God te behaag. En ek wil hê jy moet vanaand vir jou iets verstaan. Wat beteken hierdie? Nou sê vir my, wat beteken? Nou dit beteken niemand, nie een van ons, nie die wat al ontslaap het nie die wat nog gaan ontslaap nie die wat in die wegraping weggeruk gaan word of agterbly, gaan God ontduik nie. So weet jy wat? Daar is geestelike wette, daar is geestelike dinge wat God wil hê. God laat dit toe. Dit gaan met jou goed. Maar weet jy wat? Gaan lees vir 'n slag Titus, gaan lees vir 'n slag Timoteus, gaan sien wat skryf Paulus vir ons hierso. Hoor wat sê hy vir ons? In vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos. Maar jy het nog nie Jesus aangegryp nie. Jy het nog nie Jesus werklik waar jou saligmaker en jou verlosser aangeneem nie. Hoor wat sê hy? Van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns.
Daar's baie pastore wat vanaand hierdie boodskap moet hoor. Daar's baie kerke Christene wat vanaand dalk moet sê, ek moet hierdie doodkrap. Ek verkondig nie hierdie nie. Dis 'n skande, man. Ek wil vanaand vir jou sê, jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie te verkondig. Weet jy wat? Sonder jou godsdiens, of jou godsdiens is leeg sonder gehoorsaamheid. Jy kan my maar verlaat, jy kan maar tog na daardie soetsappige heuningsmeer pastoortjies toe gaan. Ag, ons gaan jou net liefde gee en jy gaan nooit groei nie. Jy gaan stagneer. Jy gaan nooit tot 'n bekering kom. Selfs in my kerk, selfs in ons kerk waarin ons sit mense jaar in en jaar uit en hulle stagneer. Hulle het nog nooit wakker geword nie. Hulle het nog nooit die erns besef van wat God sê in Amos 4 nie. Maak jou klaar. Ja, gaan 'n tyd aanbreek wanneer jy my gaan ontmoet. Weet jy wat? Ons moet soms ons merke wys. Ons moet soms wys, ons is mens. Ons moet soms seer kry, ons moet soms deur hierdie goed gaan. Maar weet jy wat? Word net vir 'n slag wakker, man. Wees waaksaam. Wees waaksaam. Kom net uit en kom net by die Here uit. Vergeet 'n bietjie van die mense. Vergeet om moeilikheid te soek in kerke met mense en kom by God uit. Hou op om te sê, ag, ek hou nie van die musiek of ek hou nie van hierdie liedjie nie. As jy nie van dit hou nie, weet jy wat? Die Here het juist daai Sondag daai liedjies daar gesit, want hy verlang dat jy na hom bietjie moet bid. Dan kom jy 'n bietjie onder daardie musiek waarvan jy nie hou nie. Dan kom jy 'n bietjie in aanbidding. Dan begin jy net 'n bietjie vir God te aanbid. Jy hoef nie eens saam te sing nie. Moet tog nie sing nie, want jy hou nie van dit nie. Ons kan nie vir alles van alles hou nie. En tog, weet jy wat? Maar kom net in aanbidding. Kom net tog by die ware God uit, die God van vermaaning, die God wat in Amos ernstige waarskuwings gee. Gaan lees dit. Gereedheid vra 3 belangrike dinge. Dit vra bekering, dit vra nederigheid en dit vra ernstige ondersoek. Weet jy waar Titus vanaand praat van genade, waar Paulus skryf van genade, herinner die profeet Amos ons aan verantwoordbaarheid. As ek dit reg sê, verantwoordbaarheid, ja, aan verantwoordbaarheid. Om 'n bietjie vir 'n slag vir jou eie lewe verantwoordelikheid te neem. Vir jou eie keuses, vir jou eie gedagtes, vir jou eie Bybel lees, vir jou eie gebed, jou eie verhouding en natuurlik vir jou eie redding. Dit is so maklik soos dit. Dit is wat die Here vanaand vir my en vir jou wil gee. Hy gee 'n maklike, 'n kinderlike evangelie, nie ingewikkeld nie. Die Bybel is so in vandag se tyd eintlik lekker om te lees as jy die Nuwe Lewende Vertaling dalk lees of die boodskap, die hedendaagse Afrikaans om dit te kan verstaan. Maar weet jy wat? Lees net vir 'n slag en vat bietjie vir 'n slag verantwoordelikheid. Kom net bietjie vandag by God uit. En sê, weet jy wat? Sondag is ek lui is om kerk toe te gaan. Sê die Here, hy hou niks van 'n lui hart nie. Laat hierdie goed 'n bietjie vir jou afspeel. Ek moet tog vanaand voel, ek wil vir jou 'n bietjie Amos lees. Ek moet net vir jou Amos, Wendy, jy kan hom opsit daarso. Amos, die 4de hoofstuk. En dan kom hy, en dan, hier is so baie wat 'n ou hier uit kan leer. Die tweede strafrede, die verskerping en aanklag, en dan praat hy met ons. En weet jy wat, as ons dan kyk na vers 7, alhoewel ek die reën van julle terughou het, kom ons sê vers 6, alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodsgebrek in al julle woonplekke. Hoor daar. Dit klink soos ons. Dit is asof die Here net in 'n ander jaar, in eeue praat. Hoor wat sê hy, dan sê hy, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Hy sê, alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, en kyk hoe gaan dit. Die Here laat een plek oorstroom en die ander is droog, daar gebeur niks. En weet jy die afhanklikheid, en dit is wat God sê, weet jy, dis die natuur. Hy sê, alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander geen reën, en op die een stuk land reën gekry het en die ander nie, het julle, en daar was so verdorring van dit, en 2-3 stede na een stad geslinger het om water te drink. Kyk hoe in 'n tyd van waarin ons lewe, in 'n tyd van waar ons so gegroei het, en waar ons moes gewees het,
waar Suid-Afrika die ensignkamer moes gewees het. Maar weet jy wat, die sluier van sonde hang oor Suid-Afrika. Mense, jy kan maar sê en doen wat jy wil. As jy bietjie gaan ondersoek instel en sien jy, weet jy wat, ons is daar. Die krane droog op, daar is net nie, ons is net in die moeilikheid. Ek spreek dit nie uit nie. Dis feite. Goed. Wanneer die Here praat, die Here sê hy soek bekering. Hy sê ek het julle met heuningdou, met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine daar vers 9 en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die springaan verslind. En in vandag se tyd kan ek gou vir jou sê, kom die Here en dan sê hy, ek het eintlik hierdie geestelike verslinding in jou lewe ingebring, om eintlik vanaand vir jou te sê, maar weet jy wat, ek wil hê jy moet 'n balans hê. Ek wil hê jy moet 'n balans hê tussen genade en gereedheid. Dis vir my baie belangrik. Mense het nie daai balans nie. Hulle het of genade, of hulle het eintlik niks, of hulle het gereedheid en hulle het nie eintlik genade nie. En dan kom hy so. Dan sien ons dit. Dan praat hy van pes, en dan praat hy van die manier hoe hy die jong manne doodgemaak het, en dan praat hy van hierso, hoe ek julle gaan omkeer, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het. En wat sê Matteus 24? Hy sê, in die laaste dae sal wees soos in die dae van Noag, Sodom en Gomorra. Mense gee hulle uit. Hulle lewe, hulle oreer, hulle doen wat hulle wil, hulle maak net wat hulle wil. En dan sê hy hierso, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here, geseënd is julle wat bekeerd is. Geseënd is julle wat die liefde van die Here ervaar, en bekeerd is om te doen wat hy wil. Dan kom hy, dan sê hy, daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Daar moet jy eintlik jou eie naam insit. Dan moet jy sê, daarom sal ek so met jou handel, o Nas. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Jy sien, wanneer ek kyk na Titus en wanneer ek kyk na Amos, dan sien ek die genade verskynsel, en dan sien ek die oordeel nader. Jy sien hierdie twee kategorieë waarin ons is. Dan sien ek hoop op Christus, yes, sonder dit is ons niks. Maar dan sien ek ook 'n ontmoeting met God. Weet jy wat, en dan sien ek ook hierdie opvoeding tot heiligheid, want hy sê ons moet dit doen. Maar dan sien ek ook 'n waarskuwing tot bekering. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie. Weet jy wat, die ware gereedheid hou albei saam. Ons leef uit genade, want ons is genade. Maar ons leef ook met 'n ontsag. En ek dink ons leef met die grootste ontsag en die grootste werklikheid van alle tye. Ons leef met 'n waarskuwing. Ons leef dan ook met hierdie belofte in Amos 5, en ek sluit hiermee af vers 4. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. Dankie dat jy 'n deel het in die waarheid van God, en dankie ook dat jy 'n ernstige begeerte het om God aanhou te dien. Weet jy wat? Maak met ons kontak. Kom by die Here uit. Dit is so belangrik. Dankie. Sien julle Sondag. Mag die Here julle sien en seën. Mag hy julle Sondag sien in sy huis, en mag hy julle ook seën op sy pad. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie onsse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, Here. Dit is my gebed vanaand. Dat u wil geskied in elke een van ons se lewe. Here, laat ons ook vanaand kan vergewe, dat daar vergifnis in ons hart kan plaasvind. Here, dankie ook vir u daaglikse voorsiening. Lei ons dat ons nie in die versoeking kom nie, Vader. Hou ons rein, laat ons ingetoe wees, dat ons nugter sal wees, dat ons waaksaam sal wees, dat ons erns sal wees, Here, dat iewers in hierdie kop van ons nooit 'n alleenheid sal beleef nie. En dankie dat ons die waarheid kan verruil, of dat ons die leuen kan verruil vir die waarheid, ekskuus. Dankie dat die waarheid altyd in ons binneste sal wees. Dankie, Here, laat u koninkryk kom. Dat ons in u koninkryk sal leef en sal weet, Here, wanneer ons die mag en die gesag het, dat die vyand sal sidder. Hy is reeds oorwin. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n geseënde aand hê. Share hierdie boodskap. Share hierdie boodskap is belangrik. Ons moet die evangelie waar laat loop. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Weet jy wat?
moet jouself nie vergelyk met enigiets boonbehalwe die woord nie. En weet jy wat? Kom 'n bietjie by die Here uit. Laat daai toring op is. Ek sien tog net voorspoed, man. Dis die Here. Ons moet tog net nie allerdanne snaakse goedjies en geloofies aanhang en sekere dinge doen nie. Weet jy wat? Die Here is naby aan die wat nederig is van hart. En geseënd is die vredemakers. Kom ons maak vrede in ons. Gaan aan met omstandighede. En weet jy wat? Die Here Jesus like jou.